of my soul. Sweet Jesus, oh sweet Jesus. Goeiemôre dierbares, ek wil net graag, laat my toe dit om te doen. Dan weet ek dis afgehandel net vir Pastoor Corneil, en die, sal ek nou maar mooi praat vanmôre, ek het nou gedink, soms sê die ringkoppe, maar al die groot geeste, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg vanmôre, om te mag bedien in Helderberg. Jy gaan my verskoon, ek gaan so 'n bietjie op en afstap. Dis tweeledig, dit help my rug so 'n bietjie, en die ander kant steek ek my broek weg, dat ek sien hoe deel die besigheid nie. Ek wil graag vanmôre met die saam lees, nie waar ons in die Ou Testament, en wel op Psalm 51. Ek wil net sê, weet jy, ek het die boodskap van die Here gekry, maar van Dinsdag af, vat hulle sulke stukkies van my boodskap, dat ek daarom begin wonder het met die skiep druk iewerster en maar net paas nie, maar weet jy, as die Here jou iets gegee het om te doen, moet jy dit doen. En ek wil vanmôre met u saam lees Psalm 51, en die eerste vers lees soos volg, vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Vers 3, Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd hier voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë.
sodat jy regverdig kan wees as jy spreek, rein as jy gerig hou. Kyk, in die ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Vers 8, kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek kan witter wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste, in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Net tot sover toe. Kom ons sluit net ons oë. Vader, ek dank u vanmôre vir hierdie geleentheid. Maar die Here, ek kom vanmôre en ek kom vra dat u die woorde in my mond sal lê. Dit wat u wil hê ek moet spreek. Nie wat ek wil nie, Here, maar dat u wil sal geskied. Ek bely vanmôre my afhanklikheid aan u. Ek het u nodig vanmôre. En ek dank u vanmôre dat ek weet, Here, u is saam met my en u sal deurdra. Seën hierdie woord dat dit sal uitgaan, dat dit tot stigting sal wees, Vader. En ek dank u ook daarvoor in Jesus naam. Amen. Weet jy, dierbaar is, terwyl ek so loop en dink aan hierdie boodskap, dan kom daar mos baie dinge in jou gedagtes op en daar, jy het nader aan meer planne as 'n maar ontvloeie. Maar weet jy, daar kom 'n tyd wat jy begin stil word en dan besef jy, daar's 'n boodskap wat jy moet aflewer. En my boodskap is vanmôre nie eenvoudig. Dis 'n boodskap wat ek en u vanmôre moet ter harte neem. En ek wil vanmôre vir u sê, as daar een ding is wat 'n lede in Christus, broers, pastoor, luister vanmôre mooi, gemeentelede, wie ook al is vanmôre, elkeen wat hierdie woord hoor vanmôre, luister vanmôre baie mooi. As daar een ding is wat ek nie uit my lewe uit kan stoot nie, as daar een ding is wat ek nie kan vergeet of agterlaat nie, as daar een ding is wat ek nie sonder kan vorentoe gaan nie, is dit God se gees. Ja, amen. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, ek hoor baie keer ouens sê, ek het so lekker gepreek gister, dink, o Here, help my, dat ek nooit daar uitkom nie. Want die Here, wanneer ek lekker preek, weet ek nie preek het wat nie wil hê ek moet preek. Dat ek op die plek sal wees, want ek sê die Gees het vanmôre deurgewerk. Weet jy dierbaar, as ek wil graag met u paar getuienisse deel. So 'n paar jaar gelede was pastoor Corneille by ons in die gemeente en hy kom bedien die oggend. En wyl die Gees van die Here deurwerk, kom iemand by my en ons is besig om te koordans en pastoor Corneille begin profeteer en ek voel hier's 'n ou wat my so die baadjie vang en ek wil hom eers so vat en sê, man, maar ek bedink my gelukkig. En hy sê, pastoor, jy moet kom help. Ek sê, moet help, moet wat, ek is besig, jy moet groot goed, man. Kan jy nou, hy sê, jy moet kom. Ek sê, wat gaan aan? Hy sê, oom Meinhard is dood. Weet die broers, en ek gaan en ek, daar nou oom Meinhard, ek skrik my heel buiten West en ek kom, en hier lê oom Meinhard. 'n groot, hy is langer as ek, aansienlik langer, hy is so raad soos ek, maar wat so lang ou, wat nie te rond is, en dan voel jy iets gewig. En ons spook met hy ou, om hom uit te kry uit die banke uit. En vyl ons so met hom spartel en spook, toe kom pastoor Corneille verby gedans, onder die krag van God, en hy sê, moenie bekommerd wees nie, die oom sal nie sterf nie, ek kan
het jy gesien. Maak nie sy oop, is klaar kon. Hy is so staakse blou, jy ken mos die dooi mense kleur. Maar weet jy, dierbaar is daai oggend, as ons uit met hom Meinhard en ons sit hom daar buitekant op die mat, en ons spook 'n lang storie kort. Oom Meinhard is nou so 'n maand of wat terug, broer Japie, is hy oorlede. En letterlik spreek. Dit is wanneer God betrokke raak. Dis wanneer die gees van die Here betrokke raak. Want die vyand druk jou oë toe, maar die gees van God maak jou oë oop, dat jy kan sien, die dood is nie hier nie, daar's lewe. Halleluja, ons kan sê vanmorgen, as daar lewe kort kom by jou vanmorgen, vat dit vanmorgen. Vra vanmorgen vir die Here, Here help U my. Tweede enetjie wat ek wil vertel, so, seker 3 weke terug, is ons die oggend ook daar, en die, want dit is lekker mos, as die gees van die Here werk, hy, en ons geried het die oggend daar, en daar gaan 'n profesie uit, jy sit hier as 'n suster, jy is so vol bitterheid, die Here sê vir jou, jy moet klaar kry met jou bitterheid. Weer, na die diens, voor ons afsluit, dus vra iemand, bestoor ek wil ek gou iets sê. Sê, gees welkom, sê. Daar staan 'n vrou op wat net by ons kuier. Sy sê die Here het vanmôre gesê, so vrou, met bitterheid in hierdie kerk, is ek. Veel sê vanmôre, God se gees maak lewend. Weet jy, terwyl sy daar besig is, en ek sê, ons suster, ons sit in hierdie kerk, wanneer iemand bely, dan pleit ons die bloed van Jesus oor daai belydenis, en ek stap en ek gaan bid en ek pleit daar onder die bloed, en ek pleit die belydenis onder die bloed. Weet jy, toe sy so wegstap, toe stap sy met haar armpie so, en een van die broers sê vir my, pastoor, die suster se arm kan sy nie oplig nie. Ek sê, broer, nou moet jy vasvat. Ek sê, vas, suster, staan hier daar. Sy jou vanmorgen gou help. En ek salf haar met olie. God se woord sê so. Ja. Salf haar met olie en ek bid sê, die Here, help nou, suster, asseblief. Help haar. Raak haar aan vanmorgen. Here, die gees is hier. Help haar vanmorgen. Wie wat hy al, toe is die suster terug. Sy prys die Here. Maar, ek terwyl sy hand stop. Ek vraag vir die arm. Sy sê die pastoor is reg. Wie is die Here? Dis die mens vanmorgen nie. Dit maak nie saak wie het gebid nie. Dit maak nie saak wie het wat gedoen nie. It's all about Jesus. Al die lof en die eer kom die Here toe vanmorgen. Ek wil vir jou sê vanmorgen, man, as jy sien, daar is 'n noodtoestand. Vanmorgen was 'n noodtoestand by my. Want ek voel jy, kan die hier toch nie maar kom nie. Laat ek net kan breek. Dat ek net kan besig raak. Want jy sê, dis ou eers begin besig raak, dan val hy goed in ons af. Maar weet jy, hy aanloop, om my vliegtuig in die lucht te kry. Is 'n aardige besigheid, vra maar vir die mens. Maar weet jy, dierbaar is, ek kan vanmorgen vir jy sê, weil ek daar vanmorgen besig is, en ek loop, ai man, ek het eers hier, ek het daar achter gaan bid. Toe kom ek uit, sien die straat te warm daar. Toe gaan bid ek boer in die donker hoekie. Toe denk ek, nee, ek voel iets jaag my uit, en ek is hier uit, en ek is daar in die saal toe, en ek loop en ek bid, ek sê, Here, help my asseblief, wees my genade vanmorgen, kom raak my toch aan asseblief, Here, ek is maar 'n onwaardige ou kromstok, wie wat sê die Here, sy gees vir my, ek slaan 'n reguit hou, met 'n kromstok, Here, ek wil vanmorgen vir jou sê, man, as ek vanmorgen
vanmorgen reg het aanslaan, en ek slaan jou dan raak. Ek sê julle nie soos Ben gister tussen die horing slaan. En as God se woord jou so 'n bietjie pieks vanmorgen, en jy voel, Here, ek kom so 'n bietjie geespot, wil ek jou vanmorgen sê, dis nie klaar nie. Dis nie klaar. Soos op my hart, is 'n geval wat die duiwel vir ons sê, dis klaar, dis verby, hy's gone. It's not over, till Jesus said, it's over. Dis vanmorgen vir jy sê, dierbaar, as jy sit vanmorgen, maar ek weet nie, ek het nie al julle begeertes, behoeftes nie, maar dit weet ek vanmorgen, dat die een van ons wat hier sit vanmorgen, sonder Jesus se gees, 'n tree kan vorentoe gaan. Ons kan vorentoe gaan, maar ons gaan afrond toe. Ons het God se gees in ons lewens nodig. En ek dank vanmorgen die Here, dat ek aan 'n kerk kan behoort, waar God se gees die hoogste gesit is. Waar God se gees nog plekke om te werk. Waar God se gees nog oortuigingswerk in mense doen. Waar God se gees nog ontmoet. Waar hy vrymaak. Waar hy losmaak. Waar hy nog bande breek. Waar die genesings plaasvind. Dat vanmorgen nie, die broers en susters, ek wil vanmorgen vir jou sê, ons dankie Here vir ons kerk. Korrek, verstaan? Hierdie kerk is ons kerk. En ek gaan op pensioneer. Wie is my kerk? Lede in Christus. Ek wil vanmorgen vir jou sê, hierdie evangelie sal ek nooit laat staan. Mag die Here ons help. Dierbaar is dat ons sal getrou bly tot die einde toe. Dat ons sal hou vas. Maar ek kyk neer op geen kerk. Ek wil dit gereg, ja. Net vir die kies iemand is het so daar. Ek kyk neer op geen kerk. Waarom? As hulle sê Here, dan voel ek daar so bietjie elektrik. En dan raak ek opgewonde. Dat ek weet, iets gaan gebeur. Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie hoe nie. Maar die gees van God weet presies. Ek wil vanmorgen vir u sê, hierbaar is die wêreld skilder vir ons 'n donker prentjie daar buitekant. Ek wil vanmorgen vir u sê, hoe so waar is, as ek om so kyk, dan sien ek, as groot en opwaard. En is nie moeilikheid nie. Is blydskap. Is oorwinning. Want God se gees gaan ons leid. En God se gees gaan ons neervat. God se gees gaan 'n klomp jong manne optel, wat waarlik vlagdraers en roeiers gaan wees, wat die riskap van vorentoe vat. Jy moet nie vanmorgen skrik oor allerlei goed nie. Moenie dat die vyand jou beroof en vertel van allerlei dinge waarvan jy moet bang wees nie. Ons het niks om bang te wees nie. Waar kom jy daar, pastoor? My woord sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee. Jy moet nie vrees nie. Moenie vrees toelaat nie. Moenie vir die duiwel 'n greintjie gee nie. So vanmorgen gehoor in die bid hier. Dankie broer André. Ignoreer hy klop. Ignoreer hom. Ignoreer hom. Hy gaan vir jou baie vertel. Hy het my opgedraai. Maar wie ek dank God, dat ek konstante bly. En dis nie my goedheid nie. Vra maar vir Maries nie. As jy, mag ek dit sê, as jy heilig maak en soek, kook alcohol. Ek wonder hoe gaan hulle my ref as ek nou kom. Pastoor Christo, waar is jy? Waar is jy? Die ander Christoforie. Daar is die sis daar. Wel sis, julle moet nie vrees toelaat. Ek het klaar aan een klomp korrelkop uitgezond. Die God se genade. Julle gaan 'n klomp makkes kry, prys die Here. Sê dit vanmorgen vir jou die geloof. Vat
dit vanmorgen, prys die Here. Halleluja. Baie dankie, Here, seën u. Dankie die paar woorde hier. Die kosgee vir u, dankie. Prys die Here. Chanel lyk sommer nou baie meer opgewonde en reg vir Carltonville. Julle kan julle sitplek neem. Baie dankie. Pastor Jooste, dit was nou geïnspireer. Dankie vir die woord. Mag ons altyd vashou aan die Heilige Gees. Dis vir my 'n voorreg om die mooiste pastoor ouer as 60 nou na vore te nooi, Pastor Marius. Hy gaan verder ons toespreek. Kom ons luister gerus na wat die Pastor Marius sê. Pastor François, ek wonder of Pastor Dani as jy sulke woorde sê. Ek is baie bevoorreg, dankie Pastor die moderator, wat my die voorreg vergun om dan die paar pastoorspare wat nou saam met ons aftree, om hulle hier te groet. Dis vir my maklik, dis vir my lekker, want dis diensknegte van die Here wat deur die meele kom en wat 'n pad met die Here geloop het. Die waarheid is dat Pastoor Koos en Pauline, ek wil vra dat hulle hier na vore toe kom. Is julle kinders hier, Koos? Nee, dit kleinkinders. Die twee kleinkinders kan ook vore toe kom. Kom staan hier by my. Ek wil julle een iets sê, dit kos een korrel om ander korrel raak te sien. Is nie meer nie dat my skoonma vir my gesê het, dat jy nooit kan weer gaan Carltonville toe, my skoonma het vir my toe, ek gaan vra vir Joni se hand toe, sit sy die dag toe huil, sy so, sit sy op die orgelbankie, toe sy sê, jy's 'n klein korrelkop, jy's 'n moeilike klein mannetjie. Ek het nooit geweet, het gaan tools wees wat ek nodig het in die bediening. Broer en suster, hierdie twee mense, Koos het 'n baie mooi loopbaan gehad op die myn. Hy was skofbaas en toe skagverteenwoordiger. Dit beteken maar net, jy stry die hele dag met die bestuur. En dit was die taak wat hy verrig het. Min geweet dat die Here hom voorberei om 'n gemeente te gaan bedien. Hulle is nie as kinders bediening toe nie. Ek lees gou vir iets. Jakobus Barend Johannes Jooste is op 11 Julie 1960 te Koerman in die Noord-Kaap gebore. Hy is 'n Noord-Kaapenaar soos Pastoor Dien. Koos word as 'n Kalahari kind groot. Hy doen sy nasionale diensplig. Ek wil julle net sê, hy gaan nou nog gereeld terug Kalahari toe. En dan vat hy vir Pauline daar op teen die duine en dan laat hy haar daar afhardloop. Ek hoop jou beurt gaan nog kom, prys die Here. Hy doen sy nasionale diensplig tussen 1980 en 1982 op Appington. Na sy weermagjare kry hy by Eskom werk en ontmoet die pragtige Bill Elizabeth Gous Pauline. Op 27 Junie 1985 trou hulle en uit die huwelik word 4 dogters gebore, 'n tweeling, pragtige rooikop tweeling, Bill en Marika, en 2 ander dogters, Hannetjie en Teresa. Koos, ja, hy was 'n verteenwoordiger, 'n unieverteenwoordiger op die goudmyn. Hulle kom in 1995 onder leiding van Pastoor Kobus Stiet in Randfontein tot bekering en word in 1997 gedoop. Later verhuis hulle na Rodepoort tot Augustus 2012. Hulle het op verskeie gemeenterade gedien en was meer 'n pastoorspaar in Rodepoort. Hulle hoor die roepstem van die Meester op 1 Februarie 2013. Met ander woorde, dis 13 jaar gelede, né? 13 jaar gelede word hulle in Carltonville geplaas. Koos en Pauline voltooi hulle gebedshuisopleiding in 2013. Broer en suster, 2 mense wat met oorgawe gesê, Here, hier is ons, toe hulle gaan. Hulle het nie in maklike omstandighede, en ons praat nou maar in ligte lyn, as ons praat oor die korrelkoppe, maar dis die wonderlikste gemeente wat ek in my lewe by was. Die Carltonvillers, ons huil vandag nog oor hulle, omdat dit mense is wat
regtig in die skaduwee van die dood werk, hoor. As jy in die myn 4 kilometer onder die grond werk, dan weet jy wat dit beteken dat die dood elke dag naby jou is. En dit maak dat die mense die Here dien en die Here wil dien. Daar's baie pastore wat hier sit, wat uit Carletonville uitkom. Ek wil amper sê, nie net hier nie, deur die banke. Ek dink daar's nog meer as 10 oor. En daar was heel wat meer wat saam met ons vir die Here gaan werk. En pastoor Koos en Pauline het daai gemeente met liefde en met oorgawe dien. En so groot is wat hy hier lyk. Ek sien as hy daai paar trappers van ons neersit, as Koos rigting vat, dan moet jy maar pad gee, prys die Here. Maar die waarheid is dat hy net so klein hartjie. As jy, ag man, hy sal blaf nog vir jou soos 'n pitbull en as jy sy kop stuur en alles verby. Dan is hy mak en kalm en rustig en hulle het met oorgawe vir die Here gewerk hierdie tyd. Hulle het absoluut hulle beste gegee. Pastoor Christo en Chanel gaan na 'n pragtige, stewige gemeente toe. Ja, nie 'n probleemvrye gemeente nie. Ek weet buite nou vir Helderberg en enkele van daai wat geen probleme het nie. Dis Carletonville maar net 'n gewone gemeente, maar baie dankie vir die werk wat julle gedoen het, vir die stewige fondasie wat julle by die Carletonville van vandag gelê het en om 13 jaar daar vir die Here te kom werk, getuig van iemand wat waarlike roeping van God het. Koos, ons sal julle mis. Ek wil net nog iets sê wat vir my aangrypend was. Monique se laerskoolonderwyseres, haar graad 1 onderwyseres, het reg langs ons gebly. Ek onthou, hulle het ons later jare vertel hoe Monique vir haar een môre by die skool kom sê, ekskuus, dit was daai jare, né? Dis nou amper 40 jaar terug. Hoe Monique vir haar kom sê by die skool, juffrou, jy gaan hel toe. Toe vra sy, hoekom Monique? Toe sê sy dat juffrou dra make-up. Dit was daai jare gewees. Maar daai onderwyseres en haar man het 'n pastoor Koos se tyd wonderlike gemeentelede en ondersteuning geword in Carletonville gemeente. En as 'n pastoor sy bure tot bekering kry, dan is daai pastoorspaar waarlik bekeerd, hoor. Ek wil hulle gelukwens met dit. Die Here julle ryklik seën. Is dit Christiana toe? Hulle gaan Christiana toe, dit beteken hulle is naby Bloemhof, so hulle gaan vir jou bær hulle 'n ondersteuning en 'n seën daar wees. En ons glo die Here gaan julle ryklik seën. As jy daar by die viswatertjie sit, dink aan my, maar moenie wens ek is daar by jou nie. Ek gaan nie saam visvang nie. Mag die Here julle ryklik seën, Koos. Mag dit baie goed gaan met julle. Dankie vir baie groot harde werk. Ek gaan vra persoon Corneille en Michelle, ons moderaatorspaar, vir hulle 'n blyk van waardering oorhandig. Baie dankie, pastoor Marius. En die klein kinders mag sommer hier dit eerste oopmaak, hoor. Jy kan hom oopmaak. Ook was al met jou deel. Koos, baie dankie. Ons waardeer julle. Pastoor Koos het 'n baie goeie gesegde as jy met hom praat oor die foon. En jy het nou gesels en sê, moenie worry nie my brother, ek gaan hulle vet gee. Ek gaan hulle vet gee. So dankie dat jy vir jare vet gegee het, hoor. Ons waardeer hom, jy gaan rus. Baie lekker. Die Here seën. Halleluja. Baie dankie julle, prys die Here. Dis nou ook my voorreg dan om pastoor Pastoor Niels en Martie Steyn na vore te roep. Ek weet nie of hulle kinders ook hier is nie. Is hulle nie hier nie. Ons gaan nou vir pastoor Koos hulle toesing. Daar's nog 2 pare wat ons net groet vanmôre. Martie, jy lyk pragtig. Jy lyk soos 'n koningsdogter vanmôre. Prys die Here. Kom staan hier by ons. Vir die wat nie weet nie, pastoor Niels is deel van die beroemde Steyn familie, die 3 Steyn broers wat vir die Here gewerk het. Pastoor Ben het verlede jaar afgetree, en die jaar voor hom pastoor Abraham. En glo dit as julle wil, jy sal dit nie sê as jy na die ander 2 kyk nie, maar Niels is die ou boet. En hy het hulle kom 'n baie lang pad in lede in Christus Kerk. Martie is as 'n ou dogtertjie hier gebore. Ek dink hier's bitter weinig dalk net die ou gryskoppe wat weet van oom Frits Olivier.
Oom Frits was 'n baie legendariese figuur. Ek het die voorreg gehad om as 'n seun, hy was baie lief vir my, oom Frits eintlik. Baie keer met hom, ek onthou sy heel blou, is 'n Valiant pakkie gewees, né? Prys die Here. Pastoor Kobus Prinslode het die voorreg gehad, daar was 'n moerbeiboom in die gebedshuis, en oom Frits Olivier het baie maklik gehuil. As jy net met hom sou praat, en in sy bediening, hy het 'n vreeslike outeerhaartjie gehad, en die by geleentheid toe broer Kobus hulle, toe sy pa in die gebedshuis is, toe hulle besluit hulle wil oom Frits se streep trek, en hulle gaan bind 'n ketting onder die Valiant bakkie vas, en om die moerbeiboom wat daar by die gebedshuis gestaan het, en toe oom Frits die bakkie wegtrek, dus die hele bakkie se dif uitgeruk. Nou jy kan verstaan, oom Frits het daai dag gehuil, en dalk 'n paar ander dinge ook gedoen. Maar Martie self, sy lyk so seerig en bedees, maar baie, sy kan goed stout wees, en hulle kom 'n baie lang pad in die kerk, soos ek sê. Ek gaan dit vir u net lees. Cornelius Wilhelmus Steyn is op 3 Mei 1916 gebore in die distrik Heilbron. Hy is die seun van Wyle Bastian en Anna Steyn van Sasselburg. Niels is die, was hy iets fout? Niels is die ouer broer van pastoor Ben en Abraham. Niels het groot geword in Lede in Christus Kerk. Hy begin as stoker in die Suid-Afrikaanse spoorweewerk. Hy ontmoet die pragtige pastoriedogter Martie Olivier, dogter van pastoor Frits en Martie Olivier. Hulle tree op 16 Oktober 1976 in die huwelik. Uit die huwelik is 4 kinders gebore, Maralda, Elsebie, Marnel en Bastian, pragtige kinders, besondere kinders. Voor hulle tot die bediening toetree, was Niels betrokke by die logistieke afdeling van Iskor. Hy was 'n bestuurder daar gewees. Niels en Martie is kerkkinders en ken die bediening in al sy fasette. Hulle het vanaf die 80er jare vir meer as 14 jaar in Pretoria Wesgemeente gedien. Martie is 'n uitstekende musikant. Hulle het op verskeie rade gedien. In 2007 is hulle na Port Shepstone om daar vir die Here te arbei. Hierna word hulle na Oudtshoorn gemeente verplaas in 2011 en dan is hulle na Palaborwa toe verplaas in 2021. In totaal het hulle vir 18 jaar vir die Here gewerk. Die enkele ding wat pastoor Niels nooit weer in sy lewe sal doen nie, hy sal nooit weer in 'n karavaan by die kerk gaan bly nie. Maar wat die res aanbetref, die karavaan afgebrand. Dis 'n goeie ding. Maar ek is die Here dankbaar vir die Here ken nou nie die karavaan grap nie, die Here sal nie verstaan nie. Maar die feit dat hulle vir die Here gewerk het met oorgawe, hulle beste gegee. My beste en jou beste verskil van mekaar, maar al wat die Here van ons verwag is dat ek en jy ons beste sal gee. Dit het hulle gedoen. Baie dankie. Hulle trek nou Pretoria toe. Ek weet nie in watter gemeente gaan julle dien nie. Gaan julle nog sien. Dis julle voorreg om te besluit. Maar mag die Here julle ryklik seën. Kom geniet julle kinders. Julle gaan nou naby Bastian hulle wees. En mag die Here julle ryklik seën. Dankie vir julle harde en getroue werk. En dankie vir die 8 kere wat ek dalk 'n bietjie kwaai was. Jy weet ek baie lief vir julle. Die Here julle baie ryklik seën, hoor. Baie dankie. Dankie pastoor Corneille en Michelle. Dankie pastoor Marius. Hard gewerk, goeie rustyd, wonderlike aftrede, vreugde, blydskap. En nou hoef jy nie meer wakker te skrik soos wat ons wakker skrik met jy net nou mooi wakker word en ons prys die Here. Amen. Broers en susters, julle wat nie in die bediening is nie, weet nie wat dit is om 18 jaar vir die Here te werk nie. Ja. En dan is dit net 3 jaar oor, so ons sê baie dankie. Amen. Dankie pastoor Corneille, en nou is dit my voorreg om pastoor Lionel en Lorraine Parker na vore te nooi. En daar is hulle, prys die Here. Wonderlik dat daar soveel pastoorspare die voorreg vandag het om by aftrede uit te kom, en dat daar sulke formidabele pastoorspare soos wat ons het en hier in die banke sit, dat daar sulke pastoorspare is om hulle te vervang. Dank die Here vir
regtig wonderlike, kragtige diensknegte van die Here wat die Here vir ons stuur. En ek wil saamstem met pastoor Koos se woord dat die kerk gaan voort. Ons gaan met verbasing sit. Ek het nou die dag vir iemand gesê, nee, ek gaan nie een oomblik my bekommer oor die kerk nie. Ja, ek sal bid vir die kerk. Maar ek gaan my nie bekommer nie, want die Here gaan hierdie kerk seën uit sy naam. Prys die Here. Voordat my julle nou pastoor Lionel en Lorraine Parker, sy het vanmôre dit vir my baie mooi gesê toe ek vra hoe oud, hoeveel jare is in die kerk. Toe sê ek is 50 jaar hierso. Prys die Here, as jy's gebore of jy tot bekering kom, jy's gebore in die kerk. Prys die Here. Lorraine is gebore en Lionel het in 1986 nog in die ou Davidsonville het hy tot bekering gekom. Onder watter pastoor was dit, pastoor Lionel? Oom Jan Ferreira, peperprofeet, prys die Here, kwaaiboom gewees, dierbare man. Maar hulle het in 2005 onder baie moeilike omstandighede, ek was op daai stadium, daar was baie groot sprake dat ons Eldorado Park sou sluit en moontlik die kerk sou verkoop. En toe het hulle na vore getree, hulle het die gemeente gevat in 2015 tot in 2022. En ek dink hy was toe maar nog meer, hoe oud is hy nou? 70. Hy was toe, ja, so hy was so 63. 60. 2015, okay. Toe jy die gemeente gevat het, ja. Nou, die waarheid is dat hy 7 jaar het in die gemeente bedien, en toe het die Here vir pastoor Christopher en Ilana gestuur, die twee bestaan het geholp. Dis nou hulle pastoorspaar, hulle het oorgevat by pastoor Lionel. Ek onthou sy woorde toe hy die aanbeveling gedoen het vir pastoor Christo, toe hy gesê die Here het oulike mense gestuur. En dank die Here, dit was onder julle bediening. Baie dankie broer Lionel. Dankie vir wat julle vir die Here gedoen het. Dankie dat julle Eldorado Park in 'n tyd van nood gaan optel het en dat daai gemeente vandag nou nog pragtig kan voortbestaan en bloei en vorentoe gaan. Die Here seën julle en julle kinders. Dis nie enige van julle kinders hier nie. Hulle is almal op hulle eie, nee. Dis ook goed. Dan is dit makliker op 'n man se beurs. Prys die Here. Alhoewel jy kry dogters mos nie uit jou beursie of uit jou huiskas nie. Maar die Here seën vir julle baie ryklik. Mag die goedheid en die guns van die Here oor julle wees en saam met julle wees. Dink aan ons sal dink aan julle. En as ons mekaar nie weer hier sien nie, sien ons mekaar vir die hoërskool. Ons moderator wil 'n geskenk gee. Dankie pastoor Marius. Kan ons net 'n ander klap vir ons MC Nou hierdie is mensies wat baie maklik sommer net hier sou wegraak, aftree, en geen probleem sou gehad het nie. Maar ons waardeer die mooi gesindheid en die manier, veral hoe julle daardie gemeente vir Christopher gegee het en hoe julle deur die jare gewerk het. Pastoor Lionel, mag die Here julle baie ryklik seën. Ek gaan vra, ekskuus oom Niels, ek julle nou vanaand of môre 'n bietjie rondchat, maar kom asseblief vorentoe. Ons wil graag vir jou Tannie Martie ook sing en dan ook broer Koos sal Tannie Pauline ook asseblief vorentoe kom. Sal jy dit vir haar vra? Dankie. Ek vra asseblief die volk om op te staan en ek vra asseblief dat u die hande sal uitbrei en regtig besonder vir hulle bid, broers, dat hulle lewens opgeoffer en die Here hulle baie ryklik sal seën. Kom ons sing heerlik saam, laat Here u seën.